Ag, Maggie, hy's 'n laitie en laities doen sulke stupid goed. Maandag, dan weet die hele skool my onbeskofte broer in sy pel hardloop op die hotel se dak rond, kaal sterk. Hoe anders? Daai sinkdak is so warm, jy tog nie verwag hulle moes gaan sit het. 'n Mens probeer jou bes om jou kinders ordentlik groot te maak en dan vang hulle sulke goed aan. Gaan trek aan. Ja, maar dis nou wat daarvan kom as jy jou klere in die straat uittrek. Ons het dit agter die hotel se dak uitgetrek. Gaan trek aan. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Slaan is nou al wat gaan help. Gaan maak jy liewer vir ons koffie. Ag Maggie, die kind se maats het hom gedeer met te doen. Ek sou dit seker ook gedoen het op sy ouderdom vir R50. Jy sou dit verniet gedoen het. Jy gaan nie dat hy hiermee wegkom nie. Wat was sy klere wat gesteel is? Ek is seker dit verdwyn saam met die ouetjies wat hom gedeer het. Ons sal dit terugkry. Ek het lanklaas 2 laities so gesien bloos. Hulle wangetjies was net so rooi soos daai fire brigade wat hulle daar gaan afhaal het. Skaam my dood. Jy kan vanaand alleen na die klub se dans toe gaan. Ag wag nou Maggie, dis nie so erg nie. Môre oor en môre lag ons daaroor. Die hele dorp lag nou al daaroor. Presies. En dan verwag jy van my ek moet vanaand daar by die dans instap, asof dit nie my kind is wat vanoggend poedelnaak op die hotel se dak betrap is nie. Dis 'n idee. Maak of julle die laitie glad nie ken nie. Ons kan maar bly as jy wil. Ek het gedink jy sal weer daar uit wil kom. Enigiets om nie jou vrou uit te vat nie. Ag nou Maggie, is jy wat gesê het ek moet dalk maar alleen gaan? En dis seker presies wat jy wil hê. Hendrik, al skam ek vanaand my ore van my kop af, jy vat my uit. Ek wil nou nie in julle huweliksprobleme inmeng nie. Maar as ek ter wille van die vrede 'n voorstel kan waag, maak soos Alexis en Dynasty en dra vanaand 'n veil. Ja, maak nie saak watter kind wat in hierdie huis doen nie. Ek is die een wat in die moeilikheid is. Dis hoe jou huwelik begin het, in die moeilikheid. Ek sou seker met die laitie moet gaan praat. Wil jy nou alweer aan die kind gaan staan en slaan? Nee pa, maar wat moet ek doen? Ek dink die verleentheid was straf genoeg. Ek dink julle sal ooit weer so iets doen. Jy dink seker dis... Waar is Hendrik? Daar. Hendrik, ek wil met jou praat. Hendrik, staan stil as ek met jou praat. Jy dink seker dis 'n grap. Hulle kon aangekla gewees het. Daar's 'n wet teen ontbloting in die publiek. Ag, Maggie is nie so ergie. Die kinders het gestriek, kaal naal. Soos die 2 gehardloop het, kan 'n mens eerder sê kaal hol. Ek dink dit was daarom 'n bietjie stupid om dit op 'n dak te doen. Ja, as 'n mens die behoefte het, doen dit dan liewer by 'n rugby of 'n cricketwedstryd. Soos daai meisie in Engeland wat 'n kaal bas wawiel gedoen het voor die hoofpaviljoen. Ek onthou. Was nog op die agterblad van die Sondagkoerant. Nou, in 'n tydskrif het daar glo 500.000 aangebied as hy dit weer doen voor hulle kameras. Nooit. Vir 500.000 doen ek 'n back somersault op die paaskou. Ek kan nie wag dat hierdie jaar verby is nie. Om saam met jou broer in dieselfde skool te wees is krous. Nee. Ek gaan my klere by die droogskoenmaker haal. Kom jy saam, Mies? Wat 'n droogskoenmaker ma. In Klerksdorp. Ag nee, jy gaan nie nou al die pad soontoe ry nie. Ek sal dit sommer maandag vir jou optel. Hendrik, dis my rok vir vanaand. Ek het niks anders om aan te trek nie. Die mense sal donasies begin stuur, Hendrik. Eers hardloop jou laitie kaal in die dorp rond en nou vat jy jou vrou na 'n dans toe met niks aan nie. Kom jy eens? Hoe lyk ek ma? Het ek 'n bietjie mascara nodig nie? Nee man, kom. Ek voel so kaal. Hey, Baie wag. ry versigtig. Jy kan so lank daai nuwe koord aan my strykyster sit, anders word jou pak nie vanaand gepres nie. Baai. Jy nou verstaan wat ek gesê het? Ja pa, alles. Dan verbasend hoe vinnig jy snap as jy agterkom jy so 'n sentimeter van 'n pak af. Ek is in elk geval nou moeg man. Maar as so iets nou ooit weer gebeur, dan trek ek jou basvelle af. Ja pa. Ek's jammer pa. Nou dit moet jy vir jou ma gaan sê. Sy's baie teleurgesteld in jou. Ek sal pa. Kan ek nou maar na Wessie se huis toe gaan? Ek seker my klere is daar. Is jy klaar met daai koord? Ja pa. Ek sien. Ja, oké. Maar jy sorg dat jy voor 2 uur terug is. Jy kan nou maar weer inkom, Koert. Dankie oom. Kom ons haal ons klere en R50. Ek wens my pa wat verstandig soos joune. Dis 'n feit soos 'n koei dat my bas vanaand gaan brand. Pa in die garage. Ja.
How's dit, pa? Die pa hom geneek. Ouboet, slaan is nie altyd 'n oplossing. Maar met my was dit. Just like ek onthou daai keer toe ek Early en Whitey Anti-Betty se bulldog rooi gedaai het, pa ons maar al 3 pak slaag gegee. Ja, maar toe was slaan die enigste oplossing. Nooit. Pa kom mooi met ons gepraat het en verduidelik het hoekom dit verkeerd was. Ja, ek dink ek het net rooi gesien. Pa, ek het vir Errol gesê ons moet hom groen daai, hy het die rooi gekies. Hierdie bakkie kom al. Asseblief, pa. Jolanda sê dis daai hoop gras wat vir Hendrikie sy uitslag gee. Nou het maar in sakke gesit om weg te gooi. Ek dink in elk geval is net doodgewone heat rash. Maar ek sê maar niks, want anders sê sy net weer skoenmaker, hou jy by jou diesel engines. Die bakkie is 'n bietjie leeg, jy sal moet petrol ingooi. Okay, pa. En jy ry versigtig. Jy druk die knoppie in voor jy die handrem optrek. En jy pomp so 2 keer voor jy breek en jy double clutch nie as jy wegtrek nie. Nooit, pa. Net met die werk se lorries. Waarvoor wag jy? Geld. Waarvoor? Petrol. Nee. Pa het toch gesê ek moet petrol in die bakkie ingooi? Ja, maar jy gemoes met die bakkie ry. Ja, maar dis pa se bakkie. Luister, as jy 'n vreemde ou se bakkie leen, dan gooi jy dan seker vir hom petrol. Ja, seker, maar dis omdat ek liewer pa se bakkie leen. Luister, jy's nou uit die huis uit en jy verdien nou jou eie geld. As jy met die bakkie wil ry, dan gooi jy die petrol. Okay, pa. Weet my van. Maar net oor ek jou pa is, kan ek nie vir jou als verniet gee nie, dit werk nie so nie. Okay, ek verstaan, pa. Ek het nou begin geld verdien en van nou af sal ek vir myself betaal. Presies. Anders hou 'n mens nooit op om vir jou kinders te werk nie. Okay, pa, dan gaan ek nou maar. Pa kan nie dalk tot Vrydag net vir my so R10 leen nie. Waar bly Maggie? Ek is al so honger, ek het maar vir my hotdog kom maak. Ek sien so. Wil jy nou ook een hê? Dit sal lekker wees, dankie pa. Lê vir die een. 'n Mens hou ook nooit op om vir jou kinders te werk nie. Jy nog wel ek kan jy vir jouself gaan maak. Nee, dankie pa. Ek is bekommerd oor Maggie hulle. Daai droogskoonmaker het lankal toegemaak. Ja, die klerksdorppad verander ook elke Saterdag in 'n regte taxi-kajalami. Ek hoop hulle is alright. Kan ook nou eers gaan kykie, want ou moet dit my bakkie. Vat my kar. Ek sal. As hulle so oor 20 minute nog hier is. Jy moet net 'n bietjie petrol ingooi. Ek is so 'n bietjie kort, kan pa my nie so R10 leen vir petrol. Ek ken daai een. Ek leer dit nou eers. Hoe nou? Nee, niks. Ek dink is nou Maggie hulle wat hier is. Ja, dit is. Hallo Dol, ek het al begin bekommerd raak. Waar was julle? Hendrik, jy moenie nog vra nie. Kyk net hier. Het hulle dit nie skoon gemaak nie? Pa, die rok was nooit so vuil nie. Hendrik, dis 'n aandrok. En dit lyk asof mense 'n motorfiets daarmee skoon gemaak het. Ma sê dit moes iewers in die droogskoonmaker se masjiene gaan vassit het. En wat sê hulle? Nee, hulle sê die rok was so. En in elk geval staan dit duidelik agter op hierdie kaartjie dat hulle nie aanspreeklik is vir enige kledingstukke wat beskadig word nie. 'n Mens moet iets kan doen. Dis die rok wat ek vanaand wou aantrek. Maggie, as ek 'n voorstel kan maak, trek dit aan. Maar sit net so 'n mooi groot borspeld oor die merk. Pa, vanoggend het pa gesê ek moet 'n wyl dra. En nou sê pa ek moet 'n borspeld sit op 'n merk wat reg oor my naaltjie is. Soos wat ek pa sal ek lyk. 'n belly dancer. Dit lyk vir my jy los jou klere by hierdie plek op eie verantwoordelikheid. Presies. En dan kan hulle enigiets daarmee aanvang. Yes. Jy het nie dalk opgemerk of daai droogskoonmaker 'n baie skoon motorbike het nie. Nee, oupa. Dit rym nie. Hier voorop staan specialist cleaners of your most delicate garments. En agterop staan daar at your own risk. Hendrik, dis soos die skoonmaak besigheid werk. Daar by my werk was en polish ons die karre at your own risk. 'n Mens kan nie droogskoonmakers met 'n car wash vergelyk nie. Soos daai rok lyk kan 'n mens.
mens moet tog iets kan doen. Hierdie rok het 'n fortuin gekos. En kyk hoe lyk dit. Dis opgemors. Ag, Maggie, ek sal vir jou geld gee vir 'n ander rok. Hendrik, dis nie hoe 'n mens 'n probleem oplos nie. Hierdie mense sê hulle is spesialis droogskoonmakers. Hulle lewer 'n diens waarvoor jy betaal. En dan skielik is alles op jou eie risiko as hulle in plaas van droogskoon net plain droog maak. 'n Mens kan nie staat maak op wat mense sê hulle is nie. Kyk hoe val ou Betty hier laas aan sy aangeboude sonstoep uitmekaar. En daardie ou het gesê hy's 'n bouer. Nee, ek sal maar met 'n prokureur gaan praat en hoor wat moet 'n mens doen. Of wat dink jy? Ek weet nie. Ek is te vies om te dink. En dit maak my nog vieser as ek daaraan dink dat my man wat so hard vir ons werk, vir iemand anders se gebrou moet opdok. Dankie, Hendrik. Dis teen my sin, maar ek sal die geld wat jy aangebied het vat. At your own risk. Ek dink ek sal 'n bietjie maandag na hierdie ou toe oorry en vir hom sê, "Please explain at your own risk." Sy's tog 'n maat so mooi gelyk aan daai rok. Ek het nou nooit gedink ek sal 'n ou wil wurg oor 'n rok. Dit hang af. Waarvan? Of Dolly Parton die rok aan het. Waar's Wimpie? Hy het sy klere gaan soek. Het pa hom geslaan. Hoekom wil almal hê ek moet die kind slaan? Ek het met hom gepraat. Gepraat! Wat sou pa doen as ek gestreek het? Maar die skare wat jy sou getrek het, sou ek kaartjies verkoop. Hendrik, ek sal maar hierdie rok wat ek vir ou Boet se troue laat maak het aantrek. Ja, dis 'n smart rok. Al was die troue 'n disaster. Dis nou nie wat ek wou aantrek nie. Maar na vandag gaan ek beslis nie by die huis sit as ons kan geniet nie. Ek wil nou nie 'n stok in die wiele druk nie. Maar die ou mense het altyd gesê, die ongeluk kom in 3. Pa, daarvoor het ek nie krag nie. Hes, kom help my kos maak, ons moet vroeg eet. Ek wil nog bad en myself regkry vir vanaand. Ek het my klere gekry. En die R50? Nee, oupa, maar Wessie het 'n paar warm klappe gekry. En jy nou gaan staan en beklei. Hendrik, wat is dit met hierdie kind? Is dit iets wat ek verkeerd gedoen het? Wag nou. Net skaars 'n uur gelede was jy so na 'n pak soos 'n polonieskil se dikte en nou kom ontstel jy jou ma. Wil jy garage toe gaan? Nee, asseblief pa, ek kan nie baklei nie. Dit was Wessie en die 2 Visagie broers wat ons gedeier het en ons geld beloof het. Hulle het ons 'n lelike streep getrek, pa. Want net toe ons op die hotel se dak is, toe skreeu hulle blou moord dat die hele dorp ons sien. En toe verdwyn hulle met ons klere. As hulle gesharap het, sou niemand ons gesien het nie. Dit was my plig om hom uit te sort, pa. Want as sy skuld het ek my waardigheid op die hotel se dak verloor het. Ek's regtig jammer, ma. Nou kan pa my maar slaan as pa wil. Toe maar my kind, niemand gaan aan jou raak nie. Ma kan sien jy het spyt. En pa kan sien jy het 'n toekoms op die verhoog. Los die kind nou, Hendrik. Toe, gaan bære jou klere. Ons vergeet nou van die hele besigheid. Die laaitie mag nou miskien nie meer sy waardigheid hê nie. Maar vir die manier wat hy homself soos blits uit 'n pak slaag gepraat het, hoort hy in die politiek. Nou kom ons gaan kyk waar sulke apparatuur in die praktyk gebruik word. Ek wonder waar bly ou Boet. Ek wonder waar bly ou Boet in my bakkie. As hy terugkom, dan moet hy hom vir my mooi skoon afspuit. Hendrik, jy is seker nie van plan om my in jou bakkie na die dans toe te vat. Maar hoe anders? Ons kan my kar vat. Hendrik, ek klim nie met 'n aantrek in 'n bakkie nie. Nee, okay, ons kan met jou kar ry. Maar ek wil nogtans hê Wimpie moet hom afspuit. Ou Boet het 'n spul gras en gemors daarmee gaan aflaai, soos ek hom ken, gaan hy moet skoonmaak. Ek sal dit kry. Hallo! Hallo mense! Hallo ouma se ou engeltjie. Die uitslag is beter. En die oogies wil net toeval. Ag, ons ouma se ou seentjie Fakkie. Hy raak soos ek hom in sy pram stoot. Is nes my pa se TV kyk. Jy weet nie of hy wakker is of hy slaap nie. Hendrik is ook so. Jou kos is in die oond hoor, Jolanda. Dankie ma. Hoe ek het gedog Niels behoort al hier te wees met pa se bakkie. Ek ook. Miskien het hy 'n draaitjie gemaak by die snoekertafel. Niels het beloof hy's klaar met snoeker. Hes, kry dit.
Ag, sy's tog hoe wip hy van die skrik vir die foon. Hallo? Hoe nou? Ja, sy is hierso. Wat? Pa gaan jou wurg. OK. Bye. Was dit Niels? Ja, hy wou net weet of jy hier is, anders sou jy by die huis gaan optel het. Hy sê hy's nou hier. En waarvandaan het hy gebel? Ek weet nie. Geklink soos 'n kap vir jou. Of dalk was dit die snoekerkamer. Hoekom gaan ek hom wurg? Hy sê hy het 'n insident met die bakkie gehad. Wat 'n insident? As jy sekerheid gesê 'n insident en nie dalk 'n accident. Net verlede week is daai bakkie se lug reggemaak waar jy hom nog gestamp het. Hendrik, ons weet nie eers of hy 'n ongeluk gehad het nie. As daar fout was met die bakkie, dan sal hy mos nie gebel het om te hoor of hy vir Jolanda moet gaan haal nie. Al wat dit vir my sê is die bakkie kan nog ry, nie hoe dit lyk nie. Ek het mos gesê die ongeluk kom in 3. Maar ek dink Niels het 'n probleem. Hy is verslaaf aan snoeker. Ou boet nou my hengse bakleierye onder onsie. As hy gesê het insident, dan kan ons maar weet pa se bakkie is 'n rythof. Ek wurg hom. Hendrik, al waaroor jy kan dink is die bakkie. Veral wat ons weet bel die kind van die hospitaal af met sy arms en gips. Alma? Ek is nou nie eens meer lus om verder te eet. Dan sê jy seker nie omgee as ek jou aardappel vat. Boek's jy right? Ja, Is jy seker? ja. Hoe lyk my bakkie? Skoon. Ek het sommer afgespuit daar by die garage en hier is die R10 wat ek by pa geleen het. Hier kom 'n reënbuis soos ons nog nooit gesien het nie. Wat 'n insident hier met my bakkie gehad? Jesus, ek het geskrik. 'n Kamikaze pilot het agter op die bak beland. Wat? Die bode wat by Antiflori se boekwinkel werk, ry met so 'n rooi bike met 'n kassie agterop. Het hy seer gekry? Nee, gelukkig vir hom was daar sakke gras agter op die bakkie toe. Breek die sakke gras, hy val maar toe breek hy die sak en toe sit gras net waar hy kyk. Ou boet, is daar iets fout met my bakkie? Ja, bang dat ek weer daai brieke stel mense te veel pomp voor hulle vat. Boeksie? Het jy gedrink? Nee, En jy dalk enige iets soos petrolgom of parafien gesnuif? nee oupa. Nou maar toe ek nou ry met die grasdam, toe stop ek daar by die stopstraat oor kan die Engelse laerskool. En toe ek so stop, toe voel ek net hoe ruk die bakkie. En ek kyk in my speeltjie en ek sien 'n full-face helm met 'n net sulke 2 groot oë wat agter die bak vir my loop. Toe dog jy seker die Space Invaders het geland. Nou die ou het te skielik om die draai gekom en toe skielik sien hy die bakkie voor hom en hy gooi ankers en hy draai gelyk en hy stoot dit sy bike om soos 'n steeksperd afgooi. Hy beland agter op die bak en sy bike skuif hierdie kant verby die bakkie tot daar voor oorkant in die ander pad net so by Wak 7. Shame, sy fiets toe flenters. Nee, nie op daardie oomblik nie, maar toe ry een van die mynse lorries oor die bike en toe sy raai. Hi, Boeksie. Maar toe moes julle sien hoe paniek die 2 ouens in die lorry toe hulle daar uitklim en hulle kan nie die ou kry wat veronderstel is om vir die bike te wees. Hulle soek hier tussen die wiele, in die grill, agter die radiator. Zilch. En toe moes jy wag vir die polisie. Nee. Ek sê toe vir die ou, "You've lost your bike." Toe sê hy, "No, I've lost my job." En toe kry ek hom jammer en toe gee ek hom werk Wat se werk? om my te help om die grassige mors weg te ry. En om die bakkie skoon te maak. Hoe het pa geweet? As iets te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik. En wat van die fiets? Watter fiets? Ek het niks gesien nie. Ou boet, ek dink jy moes daar gewag het. Dit is onverantwoordelik om die ongelukstoneel te verlaat. Maar niemand het seer gekry nie, pa. En weet both die rubbish het nog moes weggery, omtrent 5 vragte. Ou boet. OK. 3 vragte maar was baie vol. Ek dink nog steeds is onverantwoordelik, jy moes vir die polisie gewag het. Om wat te sê, pa? Konstabel, ek het gesien hoe ry 'n lorry 'n bike pap. Die ouens in die lorry kon dit moes sê en as 'n mens betrokke raak, dan is dit net hofsaake en sulke goed. Hier is ek geneig om met ou boet saam te stem. Die hof is 'n baie ongemaklike plek. Selfs al is 'n mens net 'n getuie, die oomblik as jy moet praat, dan voel jy skielik asof almal in die hof klaar besluit het jy is skuldig. Het dit so oups? Dis presies so ek ook gevoel het daai keer toe ek moes gaan getuig het oor Speedy. Ja, maar jy was skuldig. O! Ek praat van as 'n mens getuienis moet lewer, nie pleit om versagtende omstandighede nie.
En pa sal weet, want pa het ondervinding van al twee. Ja. Maar my eintlike swakkigheidjie is by daai minagting besigheid. Dis nie iets om op trots te wees nie, pa. Ja, ek weet. En daarom sê ek bly weg. In die hof gaan jy net tweede land. Ouboet, waar is die bode nou? Ek weet nie. Toe ons klaar gewerk het hom betaal en toe het hy gesê ek moet by die polisiestasie gaan aflaai. Hy het seker die fiets gaan rapporteer. Ja, hy het gesê so met die skok en al het hy homself miskien 'n bietjie te gou gefire. Hy sal maar die bike gaan rapporteer. Ek is bly, maar het geweet jy sal nie onverantwoordelik optree nie. Jy is seker dood van die honger. Ek gaan haal jou kos. Kom ontspan, Poeksie. Jy is seker moeg van al die tension. Ouboet, daar is net een ding wat ek nou nog nie verstaan. Vanmôre het jy nie 'n sent gehad. En vanmiddag het jy genoeg geld om iemand te werk te gee en my terug te betaal. Ek het R50 met snoeker gewen, pa. 'n maand gelede, Swannie het my vandag betaal. Niels het beloof om snoeker te los. Ek weet ek het, maar dis nie so maklik nie. Elke keer as ek by die hotel ry, is dit asof ek 'n ander mens word. Daai balletjies trek my aan soos 'n magneet. Jy moet net eendag weer met daai balletjies vang speel. Ek sê jou wat. Kom ons twee gaan uit vanaand. Ag, waan toe, die disco het afgebrand. Daar wys 'n lekker fliek by die drive-in. Sal Paul nie vir ons baby sit nie, dan vat ons sommer vir Hes en Wimpie ook saam. Nee, Okay, as hulle moet leer vir eksamens of iets, hoef hulle nie saam te kom nie. man, dis nie oor Wimpie en Hes nie. Dis oor ons kan nie babysit nie, ek en jou ma gaan uit. Maar pa sê altyd pa hou nie af van om uit te gaan nie. Pa, hulle gaan nooit uit nie. Sê wie? As ek nooit saam met jou ma uitgegaan het nie, was jy nie nou hier nie. Oh, Shame, ek wonder of tannie Florie die bode gaan fire. nee, ek dink sy gaan vir 'n nuwe bike koop. Uit die gestampte een as gesteel gerapporteer. Ek wonder of jou ma hulle gisteraan die dans geniet het. Ek sou so dink. Dit was na 2:30 toe ek hulle hoor inkom het. Shame. Doen hulle goed om so 'n bietjie uit te kom. Laat hulle weer jonk voel. Dit voel vir my of ek die kamerads gehad het. Bietjie styf vir al die dans, hè? Baie. Het maar hulle gesakkie of gediska? Soos ek vanoggend voel my kind voel dit of ons gebruik dans het. Daarna soek ma. Die bruistablette. Is dit vir jou of vir Hendrik? Ek het vir hom gesê hy moet stadig met daai pons. Wat kyk julle my so? Julle nog nooit iemand gesien met 'n hoofpyn? Natuurlik het ons al iemand met 'n hoofpyn gesien, maar wat jy het lyk baie meer na babbelas. Hier en drink. Drink dit sal jou beter laat voel. Ons is nie meer gewoond aan uitgaan nie. Soos julle twee vanmôre lyk, sal 'n mens sê julle is aan niks gewoond nie. Julle nie bruistablette wat sagter bruis nie. Wie kan dit nou wees? Dis ou boet. Ma, pa, kyk. Wat? Ek kan nie mooi sien. Lyk vir my soos twee paar kaal boutjies. Op 'n dak. Wat? Skaam my dood. Gelukkig kan 'n mens nie hulle gesigte sien. Name, noem hulle name. Nee, net 2 tieners wat kaal genaal het toe die brandweer hulle van die hotel se dak afgehaal en dan die toesig van hulle ouers oorhandig. Ag, is nie so erg nie. Nou, ek sien. Vir my is dit erg. Ek sê vat al my spaargeld en gaan koop die koerante wat daar nog oor is. Ag nee man, 'n mens kan julle skaars sien. So wat oupa nie oupa se bril op het nie. Oh. Die pers moet ook oral hulle kameras indruk. Ag Maggie, today's newspaper is tomorrow's toilet paper. Kyk wat staan hier. Daar word ondersoek ingestel na 'n raaiselagtige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motorfiets waarvan albei bestuurders spoorloos verdwyn het. Albei voertuie is later by die polisie as gesteel aangemeld.